Welkom by hierdie video wat jou wys hoe om verkope, voorraad en wins te beheer met EasyPos. Om die program te begin, dubbelklik op die kortpad op die lesenaar. Jy kan by EasyPos aanmeld deur 'n wagwoord in te voer of 'n streepieskodekaart te skandeer. Die standaard administrateurwagwoord is 1234. Die program sal op die verkoopskerm oopmaak. Om items by te voeg of te wysig of om verslagtoening te bekyk, doen jy dit via die agterkantoor. Kom ons hou dit eenvoudig. In die streepieskodeveld het die produk 'n streepieskode. Jy kan daardie streepieskode in die streepieskodeveld skandeer. Alternatiefelik kan jy EasyPos gebruik om die streepieskode nommer vir jou te genereer, wat dan gedruk kan word. Vir die demonstrasie, kom ons genereer die streepieskode. Voer jou kosprys sonder btw of belasting in. Voer jou verkoopprys in insluitend btw of belasting. Kies die btw of belastingkoers. EasyPos groepeer items volgens verskaffer en volgens departement, en dit is vir die doeleindes van itemverkope rapportering en die doeleindes van voorraadopslag. Om die verskaffer te wysig, klik op die nuwe wysig knoppie, voer die relevante besonderhede in en stoor en werk dan die rekord op. Dieselfde logika geld vir departemente. Om voorraad op 'n spesifieke item in te voer, die voorraadwaarde, voer die hoeveelheid in en klik op voeg by voorraad. Ons het 20 van hierdie items in voorraad. Kom ons stoor en opdateer hierdie rekord en laat ons die streepieskode druk. Terwille van die demonstrasie gaan ons dit net op die kwitansiedrukker druk. Kom ons gaan en verkoop daardie item by die verkooppunt. Kom ons meld weer aan 1234. Kom ons skandeer die streepieskode wat ons sopas gedruk het. Daar is dit daar. Kom ons finaliseer hierdie verkoop met kontant. As jy 'n raakskerm gebruik, kan jy net die kontantknoppie aanraak of jy kan die muis gebruik om op die kontantknoppie te klik, of jy kan die sleutelbord kortpad gebruik wat vir kontant 'n pluspunt is. Kom ons sê hulle het vir ons 50 gegee. Dit sal jou die kleingeld wys, die kwitansie sal druk en die kontantlaai sal oopmaak. Kom ons sluit nog 'n uitverkoping af. Skakel weer die choke aan. Hierdie keer sal ons die hoeveelheid op die item verander. Om dit te doen, raak of klik op die item, voer die relevante hoeveelheid in en laat ons 'n item verkoop deur dit te lys. En kom ons aanvaar hierdie keer betaling met kaart. Om dit te doen, raak die kaartknoppie klik op die kaartknoppie en laat ons 'n waarde vir die kaartverkope invoer. Die kwitansie sal druk en die kontantlaai sal oopmaak. Om die stelsel op te bou, doen jy dit deur die opbouverslag, omsetverslag. Soos u kan sien, het ons 'n kontanttotaal van R20 en 'n kaarttotaal van R75 en bankbare totaal van R95. Omdat ons die demonstrasie eenvoudig hou, gaan ons dit ignoreer en net na die onderkant kyk, die kwitansies. Dit is die eerste kwitansiennommer, die datum en tyd en die laaste kwitansiennommer, datum en tyd. Om vir die dag kontant te maak, klik op die skoon verkoopknoppie. Dit sal die verkope skoonmaak sodat jy vir die volgende dag kan handel dryf. Jy sien dis duidelik. Kom ons gaan na die agterkantoor en kyk na die verslaggewing. Klik eerstens op verslae, itemverkope verslae. Die itemverkope verslae kan gegroepeer word volgens enige datumreeks wat jy kies. Terwille van die demonstrasie gaan ek vandag se datum gebruik. Hierdie verslag kan dan ook per departement en per verskaffer gegroepeer word. So kom ons kyk net na die choke. Ons verkoopprys was R20, ons kosprys was R5.20. Die hoeveelheid wat ons verkoop het, was 4, ons totale koste was R20.80. Die totale verkope was 69.57 en ons wins was 48.77. Hierdie syfers sluit die btw-berekening in indien die produk btw-belastbaar is. Hierdie syfers word dan ook onderaan die verslag opgesom of en onderaan die skerm. Hierdie verslag kan op 'n A4 drukker gedruk word of na Excel uitgevoer word. Kom ons maak daardie verslag toe en kom ons kyk na die voorraadverslag. Hierdie die voorraadverslag kan ook per verskaffer besigtig word.
So as ons kyk na die produk wat ons ingevoer het, die kwoke, dit kos R5.20. Ons het 16 van hierdie kwoke byderhand. Dit is die laaste keer dat die voorraad aangepas is. Dit is die laaste keer dat die voorraad verkoop is. Dit is die huidige voorraadkoste. Dit is die potensiële verkoopswaarde en dit is die potensiële wins. Al die inligting word onderaan die verslag, onderaan die skerm opgesom. Hierdie verslag kan dan ook gedruk of na Excel uitgevoer word. Dit is basies hoe jy omset, voorraad en wins met EASY Pos beheer.